Ja, goeienaand aan julle almal. Ek is baie bly julle kon ingeskakel het en ons gaan vanaand die laaste gedeelte van Tweede Korintiërs hoofstuk 11 saam lees en daaroor dink. En ek wil begin soos altyd deur te vra of julle asseblief saam met my sal bid. Ons Vader wat in die hemel is, wanneer ons u woord oopmaak en ons u woord lees, dan is dit nog nie te sê dat ons u woord verstaan het nie, en dat u woord deel geword het van ons lewe nie. Ons begeerte is dat u woord ons hele lewe sal vul, en dat u deur u Heilige Gees en met u woord ons lewens totaal sal oorneem en beheer. En ons bid dan ook nou vir die leiding van u Gees. Ons weet dat u Gees maak u woord vir ons duidelik. En ons vra, Here, dat u in elkeen van ons se hart sal werk, dat hierdie gedeelte vir ons nuwe betekenis sal kry. Ons bid dit in u Seun se naam, die naam van ons enigste verlosser, Jesus Christus. Amen. Ons het reeds die eerste gedeelte van Tweede Korintiërs hoofstuk 11 gelees, en ek gaan dit nie vanaand weer lees nie, behalwe om te sê dat Paulus in hierdie gedeelte begin deur te praat van sy dwaasheid, en hy bedoel dit as eintlik 'n retoriese tegniek, nie dat hy werklik self gedink het dat hy dwaas is nie, maar dat hy op 'n sekere manier teenoor die Korintiërs opgetree deur nie van hulle misbruik te maak nie. En ons het gesien hoe dat ander gemeentes eintlik die verantwoordelikheid van die Korintiërs op hulle geneem het en vir die bediening in Korinte betaal het. En gelowiges wat baie armer was as die Korintiese gemeente. En dan het daar ook by die Korintiërs Jode gekom, wat ook hulle daarop beroem dat hulle superapostels is. Apostels wat veel meer is as Paulus. En Paulus het dan ook dit aangespreek spesifiek, die feit dat hulle met dwaling daar gekom het. Ek dink die dwaling was, wat ons maar ook lees in die boek Galasiërs, iets van Christus plus onderhouding van die Joodse wette. Ons sou hierdie mense waarskynlik kon ook klassifiseer as die Judaïste. So ek dink dit is maar dieselfde ding wat ons oral te sien in die Nuwe Testament, dat die Jode volg as het ware in die spore van die apostels en hulle kom en hulle saai verwarring. Ons lees dan nou saam die deel vanaf vers 16, waar Paulus dan spesifiek praat van wat hy alles verduur het, terwille van die verkondiging van die evangelie. Weer sê ek dat niemand moet dink dat ek dwaas is nie, of anders, neem my maar aan as 'n dwaas, sodat ek ook 'n bietjie kan roem, want ek spreek, sê ek nie vanweë die Here nie, maar as in dwaasheid in hierdie vertroue dat ek mag roem. Terwyl baie na die vlees roem, sal ek ook roem, want julle verdra graag die dwaase, omdat julle so verstandig is. Julle verdra dit mos as iemand knegte van julle maak, as iemand julle opeet, as iemand julle beet neem, as iemand hom aanstel, as iemand julle in die gesig slaan. Tot my skande moet ek erken dat ons daarvoor te swak is. Maar as iemand dit aandurf, ek spreek in dwaasheid, ek durf ook. Is hulle Hebreërs? Ek ook. Is hulle Israeliete? Ek ook. Is hulle die nakomelinge van Abraham? Ek ook. Is hulle dienaars van Christus?
Ek praat in uitsinnigheid. Ek nog meer. In arbeid oorvloediger, in slaap bo die maat, in gevangenskappe baie meer, in doodsgevare dikwels. 5 maal het ek van die Jode ontvang 40 houe op 1 na. 3 maal is ek met stokke geslaan, en 1 maal is ek gestenig. 3 maal het ek skipbreek gelei, 'n nag en 'n dag het ek op die diep water deurgebring, dikwels op reis, in gevare van riviere, in gevare van rowers, in gevare van my volk, in gevare van die heidene, in gevare in die stad, in gevare in die woestyn, in gevare op see, in gevare onder valse broeders, in arbeid en moeite, in slapelose nagte dikwels, in honger en dors, dikwels sonder ete, in koue en naaktheid. Behalwe dit alles, my daaglikse bekommernis, die sorg vir al die gemeentes, wie is swak en ek is nie swak nie, aan wie word struikelblok in die weg gelê, en ek is nie aan die brand nie, as daar geroem moet word, sal ek in my swakhede roem. Die God en Vader van ons Here Jesus Christus, geseën tot in ewigheid, weet dat ek nie lieg nie. In Damaskus het goewerneur van koning Aretas die stad van die Damaskenas laat bewaak om my te vang. En ek is in 'n mandjie deur 'n venster in die muur neergelaat en het aan sy hande ontkom. Nou ja, kom ons gaan na vers 16 toe. Ek dink ek het die agtergrond tot hierdie gedeelte vir julle gegee. Ek dink dadelik wat 'n mens van hierdie gedeelte moet sê, as jy dit nie wil verkeerd verstaan nie, is dat Paulus probeer nie hier hoogmoedig wees nie. Ek dink mense kan maklik hierdie gedeelte lees en dink dat Paulus is besig om so 'n bietjie met homself te spog, en te spog met sy lyding en alles wat hy verduur het, dood eenvoudig om te sê, kyk net na my, Paulus, kyk wat het ek nie alles opgeoffer nie, kyk wat het ek nie alles bereik nie, ek, Paulus, moet in julle oë baie belangriker wees as wat ek is. Maar dan dink ek verstaan daardie persoon wat so sou dink, die bedoeling van hierdie gedeelte verkeerd, en dit is deel van 'n deel wat oorloop na hoofstuk 12 toe. Onthou nou, Paulus is nou besig om klaar te maak met dit wat hy geskryf het vir die Korintiërs. En Paulus wil nou hier vir oulaas die punt wat hy dwars deur sy briewe gemaak het vir hierdie gemeente, wil hy werklik by hulle tuis bring, en dit is dat hulle moet waaksaam wees. Onthou julle die vorige gedeeltes, waarin hy hulle so sterk opgeroep het tot waaksaamheid, en om te volhard in die evangelie, en te bly by die woord van die Here. Hy wil nou vir hulle sê, maar wees versigtig vir hier die apostels, kyk 'n bietjie deur hulle maak my nou so sleg by julle, maar kom, ek wys vir julle en ek vertel vir julle wat ek alles ook maar deurgegaan het, terwille van die evangelie. Om te roem in jouself as 'n gelowige is verkeerd. Dit is verkeerd om hoogmoedig te wees. Ons God hou nie van hoogmoedigheid nie. Ek dink daar is een uitsonderlike goeie voorbeeld in die Bybel van wat God doen met die hoogmoedige. En dit is natuurlik die voorbeeld, en vir 'n oomblik wil ek oor hom gesels, as julle my dit sal vergun. Ek beskou dit eintlik as die voorbeeld, en dis natuurlik die van Nebukadnesar, die groot koning van Babel. Nou, ek dink 'n mens moet verstaan wie Nebukadnesar was. Nebukadnesar was die alleenregeerder van wat ons sal beskou as 'n wêreldryk. Sover as wat hy kon
gedink het, hulle grense kon strek, het hy oor daardie ganse gebied geregeer, en Nebukadneser het dus absolute mag gehad in daardie gebied. Die hele bekende wêreld van sy tyd. Hy het absolute mag gehad. En hy kon sê, maar dit het ek tot stand gebring, dit het ek gebou. Jy weet, in daardie tyd as sy leer uitgetrek het in 'n veldslag teen 'n vyand, dan het Nebukadneser nie op die agterhoede bly staan nie. Hy het aan die voorpunt getrek en hy het geveg en hy het konings oorwin en hy het teen almal het hy staande gebly, nee. So Nebukadneser was 'n oorwinnaar gewees. Hy het stede ingeneem, hy het konings verslaan en nie net dit nie, uiteindelik het Nebukadneser 'n wêreld ryk opgebou. Hy het ook, om dit vir julle in perspektief te stel, die stad Babylon gebou, of Babel, ekskuus. Babel was 'n stad groter as New York. En ons weet dat die hangende tuine van daardie stad was een van die wonders van die antieke wêreld, nee. Oralste hier die tuine wat nat gelei is, 'n pragtige stad wat die verbeelding van die wêreld aangegryp het. Daar was geen so 'n stad soos daardie in die wêreld nie. En as Nebukadneser rondwandel in hierdie stad in sy paleis, dan sê hy vir homself in sy hoogmoed, kyk wat het ek bereik, Nebukadneser. En hy was tevrede, hy het alles bereik wat 'n mens kan bereik. Hy was 'n selfgemaakte man, hy was werklik skatryk, invloedryk, erkend, en hy het baie vermag in sy lewe, en as hy dan gaan slaap, dan gaan slaap hy eintlik met rus en vrede. Maar God kom en hy verskrik Nebukadneser met 'n droom. 'n Droom waarin hy hierdie groot boom sien, waarin al die voëls van die wêreld kom nes maak, nee. En dan kom God en hy gee die opdrag dat hierdie boom afgekap moet word, sy blare van hom afgestroop moet word, sy vrugte verstrooi word, en natuurlik al die voëls wat in sy takke nes gemaak het en daar geskuil het, vlug. God maak Nebukadneser nederig. Dis die boodskap wat die profeet Daniël uiteindelik vir Nebukadneser gee, as hy verskrik vir Daniël vra, Daniël, wat beteken hierdie droom van my? Dan sê Daniël vir hom, maar hy moet hom bekeer van sy hoogmoed en aan God die eer gee en aan God die erkenning gee. Want Nebukadneser doen dit natuurlik nie, en God gee ook bevel in die droom dat daardie boom as het ware gebind word en ingeperk word vir 7 tydperke. Nou moet 'n mens nou dink aan 7 maande. Ek dink eerder aan die wisseling van die seisoene, met ander woorde 7 keer daardie wisseling, wat eers moet deurgaan, voordat hy weer sy verstand kry. So Nebukadneser word 'n dier, en hy lewe soos 'n dier. Sy hare groei lank en sy naels, voordat God hom uiteindelik herstel. En as God hom herstel, dan gee Nebukadneser die erkenning aan God, dat hy die een is, wat eintlik oor alles regeer. Dat hy die almagtige is, en dat dit nie Nebukadneser is nie. So dis vir my 'n baie goeie voorbeeld waar die Here vir ons wys dat hoogmoed is iets wat hom glad nie aanstaan nie, en dat hy hoogmoed nie verdra nie. En dis nie wat Paulus hier doen nie. Paulus probeer sê dat sy ganse lewe is Christus en is die evangelie, en hy wil sy toewyding illustreer teenoor die valse toewyding van hierdie sogenaamde superapostels, wat so glad was met die mond. En om dit te kan doen, moet hy vir hulle iets vertel van wie hy is.
Nou wil ek julle net wys op die apostel Paulus se gesindheid. En ek wil vir ons hier Galasiërs hoofstuk 2 vertoon, waar hy ook so ietsie vertel van sy lewe en wat in sy lewe gebeur het, en hoe hy sy werk ook in diens van die Here sien. Julle ken Galasiërs hoofstuk 2, ek vertoon dit nou hier, ek share dit met julle. En dan sê hy in vers 20, ek is met Christus gekruisig, en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het, en homself vir my oorgegee het. Ek verwerp nie die genade van God nie, want as daar geregtigheid deur die wet is, dan het Christus te vergeefs gesterwe. So hy sê, ek is met Christus gekruisig, en ek leef nie meer nie. Paulus kon 'n heeltemal 'n ander lewe gehad het. Paulus kon 'n baie gemaklike lewe gehad het as 'n belangrike fariseer in diens van die Sanhedrin. Hy was vinnig besig om vir homself naam te maak, maar Paulus kies daarteen. Hy vat nie daardie pad nie. Hy loop die pad wat Christus hom opgeplaas het, toe hy hom geroep het op pad na Damaskus toe. En ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En daarom het Paulus al hierdie dinge opgeoffer. Sy lewe is Christus. Sy bediening is Christus. Hy het geen bybedoelings nie, as hy hierdie werk doen nie. Dis eintlik wat hy hier vir die Galasiërs sê. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het, en homself vir my oorgegee het. Paulus sê eintlik vir ons met hierdie woorde, dat die liefde van die Here Jesus Christus het my totaal oorrompel en oorweldig, en ek kan nie meer die ou lewe leef nie. Daarom is Christus my absolute fokus. En daarom sê hy, weer sê ek dat niemand moet dink dat ek dwaas is nie. Hy is eintlik nie dwaas nie, of anders neem my maar aan as 'n dwaas, sodat ek ook 'n bietjie kan roem, en eintlik is dit nie wat hy doen nie. Hy is eintlik hier so 'n bietjie besig met 'n satire, hy is 'n bietjie sarkasties, want ek spreek, sê ek nie vanweë die Here nie, maar as 'n dwaasheid, en hierdie vertroue dat ek mag roem. Onthou nou, ons het gesien dat hierdie was 'n tipiese retoriese tegniek, dat jy gesê het, vergewe my, ek praat in dwaasheid, terwyl baie na die vlees roem, sal ek ook roem. Vlees is aardse dinge, die natuurlike dinge, die dinge wat ek bereik het, die dinge wat ek is, en nou moet jy baie mooi kyk, hoe doen hy dit, want jylle verdra graag die dwaase, omdat jylle so verstandig is. Nou wie is die dwaase? Die dwaase is daar die sogenaamde superapostels wat hulle kom deur mekaar maak het. En nou sê, verskoning. Nou sê Paulus vir hulle, maar jylle is maar so verstandig, jylle verdra mos hierdie mense. Nou ek sal nou maar dieselfde doen, ek sal ook so praat. Jylle verdra dit mos as iemand knegte van jylle maak. Hy is 'n knegt van Christus. Nou kom hierdie mense en hulle maak knegte van die Korintiërs wat hulle moet dien. Onthou nou, verskoning, hulle het die Korintiërs se geld gevat, en die Korintiërs het eintlik vir hulle gewerk, en vir hulle sal ons sê 'n salaris betaal. As iemand julle opeet, as iemand julle beet neem, as iemand julle beet pak, met ander woorde, as iemand hom aanstel, as iemand julle in die gesig slaan, hy sê, julle hou daarvan as mense julle sleg behandel, lyk het vir my, en natuurlijk, ons weet, Paulus het op 'n plek vir hulle gesê, dis die fout wat ek gemaak het,
besef ek nou. Ek het julle nie sleg behandel nie. Tot my skande moet ek erken dat ons daarvoor te swak is. Hulle het mos gesê, jong Paulus is vol bravade. Sy mond is groot as hy daar ver is. Maar as hy hier by ons is, dan is hy maar baie kalm en mak met ons. En nou sê Paulus vir hulle, julle is reg, ek werk nie so nie. Dan is ek maar seker te swak. Want ek sien nie kans om mense so te behandel nie, en ek sien nie kans om julle so te behandel nie. Maar as iemand dit aandurf, ek spreek in dwaasheid, ek durf ook. In ander woorde, ek gaan nou ook dan maar hierdie roete vat, wat julle dan so beïndruk, en dis die roete wat mense kom en vir julle vertel wie julle is, en wat hulle bereik het. Dan maak ek ook maar so. Is hulle Hebreërs? Ek ook. Is hulle Israeliete? Ek ook. Is hulle die nakomelinge van Abraham? Ek ook. Nou moet 'n mens hierdie gedeelte mooi verstaan. Met ander woorde is hulle ook egte Jode. En dan sê hy, ek ook. Nou daar is verklaarders wat meen dat wanneer hulle sê, wanneer hy hier skryf, is hulle Israeliete, dan bedoel Paulus daarmee, is hulle van Judea. Kom hulle van Judea af, en nou sê julle sê, maar Paulus kom ook nie van Judea af nie, hy kom van Tarsus af. Ja, maar nou, glo ons, dat waarskynlik het sy ouers, na sy geboorte, toe hy dalk 'n klein seentjie was, van Judea af verhuis na Tarsus toe. So wat Paulus vir hulle sê, en die gedeelte wat ek net nou na verwys het in Galasiërs 2, verwys hy ook daarna dat hy uit die stam van Benjamin is. Nou, julle sal nou onthou, as julle die Ou Testamentiese geskiedenis hier in gedagte hou, dat die stam Benjamin en die stam Juda het in die suidelike deel van die ryk in Judea gewoon. En daarom dink ek hierdie verklaarders maak eintlik 'n goeie punt, hy kom dus nie uit die verstrooiing uit nie, hy is nie van die stamme van Israel, wat onder die Assiriese ballingskap weggevoer is nie, hy is deel van daardie kern, van daardie elite. Ek dink ons as Afrikaners sou sê, hy kom uit die bittereinder geslag uit. Die bittereinders is mos daardie groep Afrikaners wat in die oorlog nie wou oorgegee het nie, en tot aan die einde van die oorlog geveg het. En almal wil hê hulle voorsate moet bittereinders wees. En nou sê Paulus vir hulle, ek kom uit die stam van die eerste koning, dit het hy gedoen vir die Galasiërs, ek kom uit die gebied van Judea uit, moenie die fout maak omdat ek uiteindelik in Tarsus geland het, dat ek van Tarsus afkom nie, ek is 'n egte Jood, soos enige een van hulle ook. Nakomeling van Abraham, sê met ander woorde, en ons weet hy verwys ook daarna, in wat hy skryf vir die Galasiërs, dat hy is ook op die 8ste dag besny, volgens die wet, het alles in sy lewe nou geset presies gebeur, soos wat dit moes gebeur. Is hulle dienaars van Christus? Ek praat in uitsinnigheid, ek nog meer. Is hulle slawe van Christus, soos wat ek 'n slaaf van Christus is? En dan sê Paulus, ek nog meer. En nou moet hy dit motiveer, want hy sê, as hulle sê, hulle het Christus gedien, luister 'n bietjie, wat het ek al alles deurgegaan, terwille van Christus, in arbeid oorvloediger, en jok Paulus as hy dit sê, nee, niemand het meer, as ons die Nuwe Testament lees, kyk, ons weet nie wie was al hierdie sogenaamde superapostels nie, wat daar gekom het en moeilikheid veroorsaak het nie, maar niemand het meer kerke gestig as die apostel Paulus nie, en 'n mens wil amper sê, dink aan sy sendingreise, wie het meer sendingreise aangepak as Paulus, wie het meer gedoen vir die uitbreiding van die Nuwe Testamentiese kerk as Paulus? Ek verstaan eintlik nie dat die
Rooms-Katholieke Petrus so belangrik ag nie. Petrus is uit die aard van die saak belangrik toegegee, maar as jy kyk na wat Paulus gedoen het vir die kerk van die Here, en ek weet volgens oorlewering word daar gesê dat die apostel Thomas het die verste gereis van al die apostels, daar word beweer volgens oorlewering in die vroeë Christelike kerk tot in Indië, maar dit is oorlewering. Dink aan Paulus. Wat het Paulus nie alles gedoen vir die kerk van ons Here Jesus Christus nie? Soos jy die Nuwe Testament vat, dan kan ek sê, dit wat Paulus hier skryf onder leiding van die Heilige Gees in 2 Korintiërs hoofstuk 11 is werklik waar. Dit is so. In arbeid was hy oorvloediger, dink ek, as enige van die disippels wat die voorreg gehad het om self by die Here te leer. In sla bo die maat. Dan word die dinge wat hy gelei het, maar ook fisiese sla. En hy kom terug daarna toe. In gevangenskappe baie meer. Dink aan toe Paulus en ek dink as ek reg onthou Silas, Handelinge 16 in die tronk in Filippi was, hoe dat hulle gesing het tot eer van God terwyl hulle die binneste deel van die gevangenis was, daar in boeie geslaan, met hulle bloeiende rug. Hoeveel keer was Paulus nie in gevangenskap nie? Hoeveel keer nie in gevaar nie? Hoeveel keer het die Jode nie probeer om hom te vermoor nie? Het hulle ede gesweer dat hulle nie sou eet of drink nie voordat Paulus dood is nie? In gevangenskappe baie meer. En ek kan nou verwys, jy weet, nou begin mense gedagtes loop. Dink 'n bietjie hoe dat hy vir 2 jaar onder huisarrest was in Rome, nadat hy hom beroep het op die keiser. Dit lees ons in die boek Handelinge, veral die laaste paar hoofstukke van die boek Handelinge. En selfs daar het Paulus aangegaan om die evangelie te verkondig. Paulus is daarom, het die Here Jesus baie lief gehad. In doodsgevare dikwels, en dis waar. Hulle het Paulus in Lystra gestenig en vir dood agtergelaat. Hoeveel keer moes hulle hom nie wegsteek nie? Hoeveel keer moes hy nie vlug nie? Hoeveel keer moes die Romeine nie intree om Paulus se lewe te beskerm nie? Daar in Jerusalem teen die Jode wat hom wou vermoor nie. 5 maal het ek van die Jode ontvang 40 houe op 1 na. Nou, as ek reg onthou, is dit Deuteronomium 25. Kom ons kyk of ek reg onthou. Deuteronomium 25, ja, ek is nogal reg. Vanaf vers 1, bepaal die Here dat daar mag slaag gegee word deur die Jode. Dit was 'n vorm van tug wat toegepas kon word. Ek lees vir julle. As daar tussen manne 'n twis is en hulle na die gereg kom en die regters hulle vonnis en die regverdige regverdig verklaar en die skuldige skuldig verklaar, as dan die skuldige slaag verdien, moet die regter hom laat lê en hom in sy teenwoordigheid met 'n aantal slae laat slaan ooreenkomstig sy skuld. 40 slae mag hy hom laat gee, nie meer nie, dat hy hom nie verder met baie slae bo die maat slaan en jou broer voor jou oë veragtelik gemaak word nie. Nou kom ons praat net gou hieroor, want ek vind dat hier by mense nogal 'n verwarring is oor hoe dit gewerk het en wat die verskil was tussen die wyse waarop die Romeine dit gedoen het en die wyse waarop die Jode dit gedoen het. Nou as 'n mens kyk na die geeseling van ons Here Jesus, is dit heeltemal iets anders te nie. Toe ons Here Jesus gegeesel is hy gegeesel met 'n sweep wat stukkies yster en been ingehaat het, wat die bedoeling gehad het, die sogenaamde flagrum, wat die bedoeling gehad het om
die vel te sny en dan ook dele van die spiere te kneus, die swaarder balletjies lood wat daarin is, maar ook om die stukkies been wat daarin is, om van die spierweefsel uit te haal, uit te ruk, so om as het ware die rug in repe daar te laat hang, nadat hy gegeesel is. En dit het natuurlik gepaard gegaan met 'n skoktoestand en bloedverlies, en 'n klomp dinge wat daarmee gepaard gaan, het waar bietjie nou ingaan nie. Nou dink ek mense het baie keer daardie beeld, as Paulus hier praat van die slaaf wat hy gekry het. Nee, God bepaal baie spesifiek dat hierdie slaaf in die teenwoordigheid van die regter moet wees, wat dan as het ware ook moet toesien dat dit op die regte manier gedoen word. En daardie sweep wat die Jode gebruik het, was nie die flagrum nie, wat die liggaam, wat die vel oopsny en die spiere onderliggend kneus of weefsel in repe uiteindelik laat hang in die rug nie. Dit was ook 'n sweep met, as ek reg onthou, ook 7 bande, en dan was dit voorgeskryf presies hoe dit die slaag gegee moes word, en as ek in my navorsing dit dan nou reg het, in daardie tyd het hulle nie meer na die tempel toe gegaan altyd nie, want die Jode was baie verspreid, maar daar was sinagoges. Ons sou sê, dis amper soos plaaslike gemeente se kerkgebouwe, en by daardie sinagoges kon hierdie slaag dan gegee word. Nou, hoe dit gedoen is die persoon wat geslaan word vasgemaak, sy boekleed word uitgetrek, en dan moet hy vooroor buk, hulle het hom as het ware vooroor vasgemaak, en dan was daar 'n amptenaar wat deur die sinagoge aangewys is, wat hierdie persoon dan met hierdie sweep, met hierdie plat breë leerbande, wat hom dan die slaag gegee het. Nou, die woord van die Here is uitdruklik hieroor, dat dit mag nie meer as 40 houe wees nie. En daarom, uit vrees, dat hulle dalk verkeerd sou getel het, die rabbies in daardie tyd hierdie gedeelte so verklaar as 40 minus 1, met ander woorde 39. Jy slaan net 39 houe, sodat jy nie die wet van die Here oortree nie. Maar moenie 'n fout maak nie. Dit was nog steeds 'n geweldige pak slag wat iemand gekry het, en hy's ook oor sy rug, en daar's ook beskrywings wat sê hoe hy presies oor sy rug geslaan moet word, eers die een kant, dan die ander kant. So hulle het dit baie mooi beskryf gehad en baie mooi uitgewerk, maar dit was nog steeds 'n geweldige ding om hierdie pak slaag te ontvang, en beslis nie aangenaam nie, en jy sou vir 'n lang tyd baie seer gehad het. So, en nou sê Paulus, dis nou alles wat hy deurgegaan het terwille van die Here, dat hy 40 slaag, ekskuus tog, nou moet ons eers weer teruggaan na 2 Korintiërs hoofstuk 11 toe. Ekskuus dat ons hom net weer kry. Daar is hy. Nou sê die apostel Paulus vir ons, 5 maal het dit met hom in sy lewe gebeur, dat die Jode hom op een of ander manier skuldig bevind het aan die een of ander oortreding van die Joodse wet, en het hy hierdie 40 houe op een na ontvang, met ander woorde 39. En wat ek altyd oorwonder as ek hierdie gedeelte lees, is dan dink ek by myself, Paulus kon hom so maklik beroep het op sy Romeinse burgerskap, en ek dink die Jode sou nie 'n vinger eintlik op hom kon gelê het nie. Maar hy doen dit nie, hy het by 5 geleenthede die pak slaag gevat, en ek glo hoe hy dit gesien het, en wat hy hier vir ons sê is,
Hy het dit gevat ter wille van Christus. Op die een of ander manier het Paulus geoordeel dat dit noodsaaklik was ter wille van Christus en Christus se eer en in sy kerk, dat hy hierdie pak sla moet vat en dat hy hom nie moet beroep op die keiser nie. Dan sê hy, 3 maal is ek met stokke geslaan. Nou, dit was die Romeine. Die Romeine het met stokke lyfstraf gegee. Die Jode het op 'n ander manier dus lyfstraf gegee as die Romeine. Nou, hoekom sou hulle Paulus dan 3 maal met stokke geslaan het? Onthou nou, Paulus was 'n Romeinse burger en hy mag eintlik geen vorm van lyfstraf ontvang het, nie voordat hy verhoor is nie. En die feit dat hy ook weer eens hier daardie pak sla met stokke gevat het, spreek vir 'n mens eintlik aan, want dit beteken hy moes geoordeel het dat dit noodsaaklik was ter wille van Christus en die evangelie. Nou, in die geval van 'n mindere oortreding, as dit nie 'n ter dood veroordeelde persoon was, wat gekruisig gaan word nie, dan het die Romeine so 'n persoon met stokke geslaan, totdat hulle natuurlik geoordeel het, dit is genoeg. Nou ja, dit op sigself is erg genoeg. Ek dink die van ons wat ouer genoeg is, en stout genoeg op skool was, sal onthou, hoe seer is dit, as jy 'n pak slaag kry met 'n rottang, of met 'n plank. Jy het baie onderwysers gekry wat variasie op die tema gehad het van 'n rottang. Hy het gehou van 'n plank, en ja, dit was nie 'n grap nie, niemand het daarna uitgesien nie, en ek kan nie iemand onthou wat sy hand opgesteek het en gesê het, hy wil graag ook hê nie. So, ja, dit was, en ek glo, hulle sou geslaan het totdat hulle gedink het, dit is genoeg, daar is nie 'n beperking gewees nie. Eenmaal is ek gestenig, waarskynlik verwys hy hier na Lystra, daar het hulle Paulus so gestenig, dat hulle uiteindelik gedink hy is dood. En mense het later by hom gekom, waarskynlik Christene, en gesien dat hy nog asemhaal en hy het herstel. 3 maal het ek skibreek gelei. Ek in daai tyd was reis nie 'n eenvoudige aangeleentheid nie. As jy by 'n rivier gekom het, en baie min mense kon in daardie tyd geswem het, as jy by 'n rivier gekom het, moet jy oor daardie rivier. Dit was lewensbedreigend, om oor die Middellandse See te vaar, of daar rond te vaar. Hoeveel keer het Paulus dit nie gedoen in sy baie sendingreise nie, en hy het skipbreek gelei, en hy het dit oorleef. Hoekom het hy dit oorleef? En 'n mens sien iets hier van die genade van die Here, wat Paulus eintlik besig is om uit te lig. So Paulus roem nie in homself nie. Kyk, 'n mens wat hoogmoedig is, maak nie melding van die genade van die Here nie, nee. Maar Paulus is eintlik hier besig om te sê, as jy dit lees, as jy hierdie lewensgeskiedenis lees, dan spreek dit van dat die Here was my genadig, ek het maar net oorleef, omdat God my wou gebruik. En daar's eintlik 'n dankbaarheid by Paulus, dat die Here hom op hierdie wyse laat oorleef het en in sy diens gebruik het. En dit is wat gepaard gaan met nederigheid, want dis julle sal onthou by die vorige, die eerste gedeelte van 2 Korintiërs 11 het ek melding gemaak by herhaling van Paulus se nederige leierskap. Hoe dat hy vir ons wys dat die Christelike leier is 'n nederige leier. So vanuit 'n baie nederige plek uit sê Paulus, jong, my lewe spreek net van God se genade en ek het baie om voor dankbaar te wees. Ek moes soveel kere eintlik dood gewees het en God het my gespaar en God het my gebruik. Dis so anders te dink ek as dit wat die Korintiërs gehoor het by hulle superapostels wat hulle kom deur mekaar maak het. 'n Nag en 'n dag het ek op die diep water deurgebring. Waarskynlik bedoel hy as 'n drenkeling. Met ander woorde, hy het aan iets vasgeklou, 'n nag en 'n dag.
Nou ek dink 'n mens raak baie bekommerd, jy raak beangs dat jy gaan verdrink, jy gaan hierdie ding nie oorleef nie. Maar Paulus is dit deur, so wat het hierdie man nie alles deurgegaan nie? Dikwels op reis, altyd op reis, wil 'n mens amper sê. Ja, Paulus het amper nie 'n gat gehad, Jakkals het 'n gat, maar Paulus het nie 'n plek gehad wat sy eie is nie. Hy het waarskynlik dit verloor toe hy 'n Christen geword het, in gevare van riviere, in gevare van rowers. Dink aan die gelykenis van die barmhartige Samaritaan wat ons Here Jesus vertel het. Dit was 'n konstante gevaar. Mens dink dat ons lewe hier met gevare in ons moderne wêreld in Suid-Afrika. Ons moet bang wees vir rowers. In daardie tyd was dit ook maar 'n baie groot probleem. In gevare van rowers, in gevare van my volk. En dis 'n seer ene daai. As jy moet sê, my eie mense haat my. My eie mense wil 'n einde maak aan my lewe. My eie mense dink ek is nie goed genoeg om te leef nie, my eie mense. In gevare in die woestyn, in gevare op see, in gevare onder valse broers. Ja, dis ook baie erg. Mense wat voorgee, wat hier voor jou, net alles is 'n tande, soos wat hulle vir jou glimlag, maar dit is eintlik 'n klomp hyenas, wat jou net wil verskeer, nee. En jy moet leer om hulle raak te sien, maar hulle haat jou eintlik. In arbeid, in moeite, in slapelose nagte dikwels, in honger en dors. Dink aan hoe dat hy skryf vir die Filippense, dankie. Dankie dat julle vir my iets gestuur het om van te lewe. Nou dat ek van julle af dit ontvang het wat julle vir my gestuur het, dit gaan nou met my beter. Dankie. Hoeveel keer was hy nie honger nie, hoeveel keer was hy nie dors nie, het hy nie iets gehad om te eet nie, dikwels sonder ete, hoeveel etes het hy nie gemis nie, ek dink nie, Paulus was oorgewig nie, ek dink hy was eintlik waarskynlik ondergewig, want hy praat daarvan, dikwels sonder ete, in koue en naaktheid. Dink aan die mantel wat hy vra, as hy vir Timoteus skryf, laat hulle tog die mantel vir my saambring. Hy het nie baie ekstra gehad nie, nee. Daai mantel is wat hy gehad het. Hoeveel keer het hy nie maar koud gekry nie? Maar hy het dit maar gelei. Hy het dit aanvaar. Hy het nie so 'n gemaklike lewe gehad soos wat ons het nie. Jy weet, as ons in ons kerkgeboue sit in die winter in die Oos-Vrystaat, dan het van ons verwarmers wat ons kan aansit. Ek dink, al ons kerkgeboue het verwarmers, ons sit daar ewig gemaklik en gerieflik. Nie Paulus nie, nie hierdie eerste Christene nie. En dan is ons baie keer huiwerig om iets op te offer vir die Here. Jy weet, dan ek sien nie kans nie. Ek wil nie dit doen nie. Ek wil nie dit dien nie, dis nie vir my nie, nee, dis vir my te moeilik, ek het 'n klomp ander ding om te doen, ek is te besig hierdie week, nee, baie jammer. Mens kry eintlik skaam vir jouself as jy hierdie goed beginne besef, as jy dit so lees, as jy besef wat hierdie mense deurgegaan het, hoe lief het hulle Christus gehad, dan begin ek myself te vra, wat is fout met my? Hoe lief het ek Christus dan? Jy weet, iemand het een keer gesê, as jy werklik nederig is, en as jy Christus werklik lief het, dan sal 'n mens dit sien in hoe jy bydra. Want dis mos nie jou geld nie, dis die Here se geld. Paulus sê, ek het niks om op te roem nie, nie van waar ek kom nie. Die feit dat ek gebore is as 'n Jood, was nie eers ek nie, dit was eintlik God. God het my as 'n Jood laat gebore word, uit daardie ouers, hy het my gemaak wat ek is, hy het my deur dit alles gedra, ek sien dit vandag in, daarom wat ek het en wat ek is syne, sien myne nie, behalwe dit alles my daaglikse bekommernis, die sorg vir al die gemeentes, hy sê ek was bekommerd, ek is dikwels bekommerd oor al hierdie gemeentes, dis die tyd voor selfone en voor
Zoom oproepe. Jy moet 'n brief skryf, jy moet soontoe reis, jy moet die mense besoek. Jy moet lank wag vir 'n antwoord voordat jy weet hoe gaan dit met hulle. Jy hoor dinge is verkeerd, soos met hierdie Korintiërs. Jy's bekommerd, jy kan net vir hulle bid. Paulus sê, dit het ek ook nog gedra. Wie is swak? En ek is nie swak nie. Hy sê, en ek het beleef, wanneer daar mense is wat pastorale nood het, dan het ek saam met hulle geleef. Ek saam met hulle swaar gekry. Aan wie word 'n struikelblok in die weg gelê en ek is nie aan die brand nie. Hy sê, ek het saam met mense die pad geloop. Ek was regtig ook 'n pastor, 'n herder, vir al hierdie skape en alles wat hulle deurgaan. Ja, wat 'n lewe, wat 'n opoffering, wat 'n liefde vir Christus. As daar geroem moet word, sal ek in my swakhede roem. En ek dink daai vers 30 van die bedoeling van dit wat Paulus hier sê, baie mooi raak. En 'n mens kan sien, Paulus roem nie in hierdie dinge om te sê, ek is Paulus nie. Hy probeer eintlik sê, ek is 'n swak Paulus. Ek is 'n gebroke Paulus. Ek is maar net 'n gebroke mens wat God in sy diens gebruik soos wat hy wil. En as jy hierdie hele geskiedenis luister, dan kom jy agter, hierin is baie duidelik die genadige hand van God, wat hierdie man laat gebore word het uit sekere ouers, 'n sekere lewenspad laat loop het en hom daardeur genade gegee het en hom gedra het, en hy is dankbaar daarvoor. Hy roem nie in sy krag nie, hy roem in sy swakheid. En dis wat ons ook moet doen. Sien, vandag is Christene baie vol van hulle self, of sommige Christene is baie vol van hulle self, baie tevrede met hulle self. Jy kry 'n hele been van die Christendom wat geweldig hoog vlieg en glo dat hulle moet so wees, maar die nederigheid ontbreek. Nederigheid en swakheid is vir hulle glad nie gepas by 'n Christen nie. Ek dink Paulus sou nie by hulle tuis gewees het nie. Die vraag is seker of Paulus by my en jou sal tuis wees. Sal Paulus by ons kan sit en met ons gesels? Sal Paulus by ons wil sit en gesels? Of gaan hy dink, nee, dis duidelik, hierdie mens is te vol van hom of haar self. Ek hoop dat ek kan ook roem in my swakheid, sodat God die eer kan kry. Die God en Vader van ons Here Jesus Christus, geseën tot in alle ewigheid. En dit is presies wat Paulus dan nou ook doen. Hy roem nie in homself nie, maar hy roem in God. Dit kan nie anders nie. As jy werklik verstaan wat hy hier doen en wat hy hier sê, dan moet jy sê, maar kyk, Paulus roem in God. Die God en Vader van ons Here Jesus Christus, geseën tot in ewigheid, weet dat ek nie lieg nie. Al hierdie dinge is waar. Die Here kan bevestig dat dit waar is. En dan lyk dit, en ek wonder baie oor dit, hoekom Paulus dit gedoen het, maar hy doen dit, hy onthou daar die eerste keer, hy onthou daar die roeping, waarskynlik op pad na Damaskus, en Damaskus het die gouverneur van koning Aretas die stad van die Damaskeners laat bewaak, om hy te vang. Hy onthou dit. Hy wou dalk daar begin het, en nou onthou hy dit. En ek is in 'n mandjie deur 'n venster in die muur neergelaat, en het aan sy hande ontkom. Dit kon alles daar geëindig het in Damaskus. En dit het nie. Genadiglik het dit nie daar in Damaskus geëindig nie. Net nadat hy geroep is nie. Maar dit was die begin. Dit was die begin van 'n lewe in diens van Christus, van volle toewyding, wat 'n reuse verskil gemaak het in die geskiedenis van die Nuwe Testamentiese kerk. Genadiglik het Paulus dit oorleef, en dit is hoekom ek en jy ook vandag Christene kan wees.
Mag dit wees dat ek en jy ook Christen kan wees op die wyse waarop hierdie man Paulus dit was. Wat 'n voorbeeld om hier te lees. Mag dit wees dat ons wat in leiersposisies is, in die kerk van ons Here, dieselfde nederige diensbaarheid het aan die Here. Nou ja, wat 'n gedeelte. Ek moet vir jou sê, 'n mens lees dit en weer eens wil ek die opmerking maak, daar is eintlik regtig baie min geskryf oor 2 Korintiërs hoofstuk 11. Weer eens het ek onder die indruk gekom dat ek dink dat hierdie laaste hoofstukke van Korintiërs, 2 Korintiërs spesifiek, is van die mees verwaarloosde dele van die Nuwe Testament. Jy kan maar self gaan kyk, daar is nie so baie daaroor in Afrikaans nie, of dit is maar baie beperk en baie basies. Jy sal ook byvoorbeeld nie baie preke kry oor hierdie gedeeltes nie. En 'n mens kan dit eintlik nie verstaan nie, jy kan dit amper nie glo nie. As jy hierdie gedeeltes so lees en besef hoe ryk die boodskap is, en hoe omvangryk die boodskap is vir ons as Christene. Nou ja, ek gee vir julle geleentheid vir enige vrae of opmerkings van julle kant af. Lyk my ek het hom deurgeblaai daarom. Goed, lyk my nie daar is iets nie, ek kan nou nie glo dat dit so absoluut so duidelik was nie, maar dit is dalk 'n goeie afskop, dat ek so sê, jy kan nou ook gaan en hierdie gedeelte verder bestudeer. Ek sien Jaap se hand is op. Jaap, jy is welkom om iets te sê of te vra. Tommy, ja, dit is vir my duidelik dat Paulus was definitief nie 'n voorspoedsteoloog nie. Nee, beslis nie. Ja, nee, Jaap, daar sê jy dit nou baie goed, hoor. En ek moes dalk maar daai punt gemaak het, maar ek kry die, soos ek sal sê, ek kry die hint. Ja, nee, as daar nou 'n gedeelte is, dan is dit nou hierdie gedeelte wat die voorspoedsteologie se tande heeltemal trek, hoor. Hierdie ouens wat sê dat as jy 'n Christen is, dan gaan dit net met jou goed. As jy nou kyk na Paulus, dit was die teendeel, nee. Om Christus te dien en om 'n Christen te wees, het 'n geweldige offer van hom geverg. Ja, wonderlik. Ja. Nee, baie dankie. Ek het die geleentheid gemis op daai ene. Nou ja, baie dankie dat julle almal ingeskakel het. Ek sluit vir ons af met 'n gebed. As julle net asseblief weer saam met my sal bid. Ons Vader wat in die hemel is, die lyding in ons lewe is nie omdat ons dinge verkeerd doen nie. Die lyding in ons lewe kan ook wees juis omdat ons U dien en omdat U besig is om ons te vorm en ons meer bruikbaar te maak in die diens, net soos wat U gemaak het met die apostel Paulus. Baie dankie vir 2 Korintiërs hoofstuk 11. Dankie dat U deur U Heilige Gees hierdie gedeelte ook vir ons oopgemaak het, dat ons kon kom by 'n ryker verstaan van hierdie gedeelte. Seën ons dan ook elkeen in hierdie nag, en gee dat ons ook die bereidwilligheid sal hê om in Paulus se voetspore te loop. Ons bid ons gebed in die naam van U Seun, ons Here Jesus Christus. Amen. Nou ja, julle, baie dankie dat julle ingeskakel het, en 'n mooi en 'n geseënde aand vir julle almal.